vertel ons bietjie, wat sal jy sê is een van die eerste redes hoekom 'n mens sal mag skei? Wat is die eerste een wat die Bybel spesifiek vir ons sê en jou die toestemming gee, as ek dit nou maar so kan noem, om te mag skei? Wat moet gebeur vir jou om dan te sê, okay, op grond van wat die Bybel ons leer, kan ons hierdie huwelik dan nou beëindig? Wel, die eerste ene wat kop toe kom is Matteus 19 vers 9. Ek sê vir julle, elkeen wat sy vrou skei, behalwe oor oorspel en met 'n ander vrou trou, pleeg egbreek. So, ons kan sien dat as jy jou vrou of jou man skei, vir die rede vir oorspel, so as jou vrou of jou man op jou verneek het, Ja, dan mag jy hulle skei. absoluut. So, dis definitief een van die groot redes. Ek sê 100% saam, maar 'n ding wat ek wil hê mense in ag moet neem vanaand, alhoewel Matteus 19 vers 9 dit toelaat, moet ons altyd die groter prentjie van die Bybel kyk. Ons moet God se karakter kyk, ons moet kyk wat God wil hê, en soos wat jy dit genoem het, die huwelik is nie iets om ligtelik op te neem nie. So, alhoewel daar oorspel plaasvind, of soos wat ons in ons hedendaagse Afrikaans of ons slang of hoe ook al dit sê verneek, as al dit plaasvind, dink ek nog steeds mens moet eers probeer die huwelik red. Absoluut. Jy moet nie net sit en wag, okay, en wag nou vir iets om te gebeur en nou vandag, okay, nee, nou het ek 'n rede om te skei nie. Dis nie hoe dit werk. Jy moet altyd, al gebeur oorspel, is God se hart nog steeds dat die huwelik nie gebreek mag word nie, want dit wat God saamgevoeg het, mag nie weer gebreek word nie. So God se hart sal altyd wees dat mense hulle huwelik probeer herstel, en al is daar oorspel. Maar ek dink, dan as dit op daai punt kom, wat die persoon aanhou om dit te doen, nie ophou nie, op daai punt kom, wat dit jou so seer maak, omdat hy aanhou en niks verander nie, en jy nie dinge dan kan uitwerk op die einde van die dag nie. Ek dink dan is dit okay dan Absoluut. nou, om dan te besluit om te skei.